Here God van liefde, dankie dat ons in U naam hier by mekaar mag wees. Dankie dat ons U teenwoordigheid kan ervaar. En dankie Here dat U vir ons beloof, dat selfs waar net so min as 2 of 3 in U naam vergader is, daar is U in ons midde. En Here, op hierdie besondere Sondag waar ons ook U liefdesmaal wil herdenk, wil ons bid dat U ook deur die woord en deur die prediking met elkeen van ons sal praat. Open U woord, open ons ore en open ons harte, Here, dat ons U stem kan hoor. In Jesus se naam. Amen. Romeine 12 vanaf vers 1. My liewe familie in die Here, julle weet hoe baie God vir julle omgee. Daarom pleit ek by julle om julleself as lewende offers aan God te gee. Leef volkome toegewyd aan hom, leef slegs vir sy applous en goedkeuring. Dan aanbid julle God reg. Moenie dat hierdie huidige tydsgees wen in julle lewe nie. Moenie dat dit julle gedrag bepaal nie. Laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak. Dan sal julle lewe 'n nuwe koers inslaan. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Julle sal weet wat is goed in sy oë. Julle sal weet wat maak God se hart regtig bly. Julle sal ook weet wat is reg en volmaak in sy teenwoordigheid. Sonder dat ek enigiets hiervan verdien, het God my geroep om hom te dien. Daarom sê ek vir julle almal, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort te doen nie. Dink reg oor jouself. Weet watter porsie geloof God spesifiek aan jou uitgedeel het. Moenie jaloers wees op ander gelowiges nie. Gebruik jou geloof met wysheid. Daar is baie ledemate in ons een liggaam. Tog het nie alle ledemate dieselfde funksie nie. Op dieselfde manier is ons almal saam Christus se een liggaam hier op aarde. Ons elkeen is ledemate van hierdie liggaam. Ons het mekaar nodig. Ons elkeen het verskillende hemelse genade geskenke ontvang. In sy goedheid het die Here dit verniet aan ons gegee. As dit is om God se wil bekend te maak deur profetiese woorde, dan moet ons God vertrou om dit reg en tot sy eer te doen. As dit is om ander te dien, dan moet ons hulle dien met alles in ons. As dit is om ander te leer wat God sê, dan moet ons uitblink in onderrig. As dit is om ander te bemoedig in hulle geloof, dan moet ons uitblink in bemoediging. As dit is om weg te gee, dan moet ons uitblink in vrygewigheid. Leiers wat ander mense help, moet dit doen met groot toewyding. Diegene wat hulle ontferm oor ander mense, moet dit doen met groot blydskap. Geliefdes, ek onthou nog goed as student hoe dit ons baie keer gedebatteer het oor hoe 'n Christen moet leef in die wêreld om 'n verskil te kan maak. En ons het eintlik 2 uiteenlopende sienings gehad. Die een groep het gesê dat die Here van ons verwag om heilig te leef, dat ons keuses reg moet maak en dat ons alles aan ons vermoë moet doen om reg te leef in die oë van die Here. Dat ons self eintlik aan 'n sekere mate moet onttrek uit wêreldse dinge uit. Die ander groep het 'n ander standpunt gehad. Hulle het gesê nee, ons moet inpas in die wêreld en ons moet deel word van die wêreld. Ons moet by daai mense wees, want ons moet daai leefwêreld van die ongelowiges eintlik half infiltreer sodat ons by hulle 'n verskil kan maak, dat ons deel word van hulle aktiwiteite in 'n poging om hulle anders te oortuig. En daar het soms nogal heftige argumente rondom hierdie 2 sienings ontstaan. Die een groep het gesê dat om te dink dat jy 'n ongelowige gaan bereik as jy jou onttrek aan die dinge wat hulle mee besig is, dan is jy besig om jouself te flous. Dis wensdenkery om so te dink.
Hulle het gesê, leef saam met die wêreld. Doen mee aan alles wat die wêreld wat deur die wêreld gereël word. As hulle 'n partytjie reël, moet jy sorg dat jy daar is. Nee, hulle het nie gesê jy moet losbandig wees en jou dronk drink of wat ook al nie. Maar hulle het gesê jy moet oral daar wees. Jy moet tussen daai mense wees en jy moet daar jou voorbeeld stel sodat jy hulle kan bereik vir die Here. Die ander groep het weer gesê dat die Here van 'n Christen verwag om anders te wees. Jy bluf jouself as jy dink dat jy saam met die ongelowiges kan meedoen aan al die verkeerde dinge wat hulle doen en dat jy uiteindelik vir so 'n persoon gaan oortuig om anders te leef. En ek het 'n vermoede dat die situasie vandag nie veel verander het nie. Ek het 'n vermoede dat ons vandag nog steeds hierdie twee sienings het. Mense wat sê, word deel van die wêreld, waar jy dan moet leef as Christen, en die ander kant mense wat sê, maar God verwag van ons om heeltemal anders te leef. Daai twee sienings is nog steeds heersend, dink ek, onder baie gelowiges. Maar broer en suster, naarmate ek in my eie geloofslewe gegroei het deur die jare en die Bybel al hoe meer wortel geskiet het in my eie lewe, het ek tot die oortuiging gekom dat nie een van hierdie twee uiterstes noodwendig is wat die Here van ons verlang nie. Ek dink nie vir 'n oomblik dat daar enige twyfel kan wees daaroor dat die Here van ons verwag om werklike lewenswyse aan te kweek wat getuig van die Here in wie ons glo nie. Hiervoor is vers 2 van Romeine 12 daarom te duidelik. Moenie dat hierdie huidige tydsgees wen in julle lewe nie. Moenie dat dit julle gedrag bepaal nie. Laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak. Dan sal julle lewe 'n nuwe koers inslaan. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Julle sal weet wat goed is in sy oë. Julle sal weet wat maak God se hart regtig bly. Julle sal ook weet wat is reg en volmaak in sy teenwoordigheid. Ek dink so met die jare saam en ek kan onthou dat ek self toe ek nog op skool was al begin dink het oor hierdie goed. Het ek maar begin besef dat jou lidmaatskap van die kerk nog nie beteken dat jy werklik leef soos wat die Here wil hê jy moet leef nie. Of jou sterk standpunt wat jy inneem teen sonde en glo my, ek is ook deur daai tyd in my lewe waar ek verskriklik uitgesproke was oor dinge wat verkeerd is. Maar ek het later besef dat dit nie op sigself noodwendig beteken dat ek God reg dien nie. Ek sê nie dit is verkeerd dat ons standpunt inneem teen sonde nie. Maar dit beteken nog nie noodwendig dat ek besig is om self te leef op 'n manier wat God wil hê ek moet leef nie. Om uit die wêreld uit te vlug en jouself heeltemal eenkant te hou, het ek ook besef, beteken nog nie noodwendig dat jy doen wat God wil hê jy moet doen nie. En ek dink hier in Romeine 12 kry ons iets van 'n antwoord wat Paulus vir ons sê, om reg te leef moet jy begin reg dink oor God. Ons moet anders dink, ons moet begin nuut dink oor God en oor hoe ons moet leef. Kom ek gee net so in 'n paar sinne net iets van die agtergrond hier. Die eerste 11 hoofstukke van Romeine lê geweldig klem op die genade van God. En ek hoop om nog iewers vorentoe in die tyd wat ek nou nog hier in die gemeente is, miskien aan daai eerste klompie hoofstukke van Romeine ook aandag te gee. Dis geweldige diep goed wat Paulus daar sê, maar die groot klem wat hy lê is op die genade van God. Ons is uit genade uitgered en alles wat met ons gebeur is teken van God se genade wat hy oor ons uitstort. Ons kan nie 1 millimeter doen om ons eie verlossing te bewerkstellig nie. Ons het God se genade daarvoor nodig. En dan kom ons by Romeine 12 en dan in Romeine 12 kom Paulus en hy sê
ek roep julle op tot 'n nuwe lewenswyse. Nie omdat ek so goed is nie, nie omdat ek so sterk is nie, nie omdat ek so gekant is teen sonde nie, maar omdat God my so lief het. So alles gaan weer terug na God toe. Ook my veranderde lewe, my nuwe lewenswyse wat ek het, gaan terug na God toe. God wat my liefhet, God wat genade aan my betoon. Lees daar die eerste vers, my liewe familie in die Here, julle weet hoe baie God vir julle omgee. Daarom pleit ek by julle om julle self as lewende offers aan God te gee. Leef volkome toegewyd aan hom, leef slegs vir sy applous en goedkeuring. Dan aanbid julle God reg. Ek het in my meer as 40 jaar wat ek predikant is, wat ek in die bediening staan, so dikwels gesien hoe dat Christene soms tevrede is met die tweede beste. Ek sê nie dat hulle ongelowig is nie, maar met baie mense kry jy amper die gevoel, hulle is nie opgewonde daaroor om God regtig voluit te dien nie. Dit is so 'n las wat hulle sien wat op hulle gelê word. Maar daar's nie 'n opgewondenheid daarin om te sê, ek wil my hele lewe toewy aan God nie. Maar dit is tog wat die Here van ons vra. Dis tog die Here se wens, dat elke Christen sy verlossing in sy lewe sal begin inwerk, dat dit iets gaan verander in die manier wat ons leef, dat ons lewe soos wat hy dit hier stel, 'n nuwe koers sal inslaan. Nie op so 'n manier dat ek myself onttrek aan die wêreld nie, ook nie op so 'n manier dat ek so volledig deel word van die wêreld, dat daar naderhand geen verskil meer is in hoe ek leef en hoe ongelowiges leef nie. Maar om op 'n manier te leef waar die liefde van God so duidelik sigbaar raak in my lewe, oral waar ek beweeg, dat as iemand my raak sien, hulle die liefde van God kan raak sien in my lewe, en dat dit hulle aanraak. Een van die mooiste beskrywings oor hierdie tipe lewenswyse het ek onlangs in 'n boek raak gelees. Terwille van Christus leef ons so nougeset as wat ons kan, maar terwille van die wêreld maak ons arms so wyd oop as wat ons kan. Dat dit net so 'n bietjie insink in jou gedagtes in. Terwille van Christus leef ons so nougeset as wat ons kan, maar terwille van die wêreld maak ons arms oop so wyd as wat ons kan. Hoe doen mens dit? Paulus gebruik hier 2 interessante woorde as hy hierdie paar verse skryf. Hy sê in vers 2 dat ons nie aan die sondige wêreld gelykvormig moet word nie. Dan gebruik hy 'n woord dat daarop dui dat 'n mens uiterlik verander. Dat jy uiterlik dieselfde vorm aanneem as die wêreld. Soveel so dat daar naderhand geen verskil meer is tussen hoe jy lyk en hoe 'n ongelowige lyk nie. As mense wat my nie ken nie, na my so kyk en na my so luister, dan sou hulle nooit kon raai dat ek 'n Christen is nie. En dit, sê Paulus, mag nie gebeur nie. Moenie gelykvormig word aan die wêreld nie. Moenie so verander dat jy naderhand presies dieselfde lyk as wat die wêreld lyk nie. En dan gebruik Paulus 'n ander woord. Hy sê daarenteen moet die gelowige vir God toelaat dat hy deur God verander word. En dan gebruik Paulus daar 'n woord wat meer die klem laat val op 'n innerlike verandering. Metamorfose is nou die groot woord wat mens daar sou gebruik. 'n Verandering van die totale natuur van die mens. Soos wat 'n sywerm in haar kokon ingaan, haar self nou toespin, en dan daar binnekant in die kokon verander, totdat sy uiteindelik 'n mot word, wat haar pad weer uit eet uit daai kokon uit, en dan weer uitkom buitekant om eiers te lê.
So sê Paulus, dit is die tipe metamorfose wat 'n Christen moet ondergaan. Ons moet van binne af verander en totaal nuut word om al hoe meer die natuur van Jesus Christus aan te neem. Wat Paulus hier skryf is nie nuut nie. Dis eintlik maar presies dieselfde wat die Bybel op baie ander plekke ook vir ons sê. Naamlik dat God die eerste en die finale sê in ons lewe wil hê. Dis tog wat ons bely as ons sê, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van my lewe. Om jouself aan God te gee as 'n lewende en heilige offer, impliseer niks anders is dat ek God elke dag, elke oomblik toelaat om die finale sê te hê in my lewe nie. Iemand het op 'n dag gesê dat die enigste deel van die Bybel wat jy werklik glo, daardie deel is wat jy uitleef. En sien, dit help nie, ek ken die hele Bybel, maar ek weier om daarvolgens te lewe nie. Dit help nie, ek kan allerlei versies aanhaal uit die Bybel, maar dit het tog niks verandering gemaak aan my eie lewe nie. Ons dink sommer daarin, Jakobus 2 vers 14, wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Paulus sê hier in Romeine 12, om jouself as 'n offer aan die Here te gee, dit is ware godsdiens. Dit is waar dit oor eintlik gaan. Eers dan raak jou godsdiens vir jou sinvol. Maar ek weet, en ek weet dit net so goed soos wat julle dit weet, dat dit makliker gesê as gedaan is. As mens dink aan die Ou Testament, in die Ou Testament het die Israeliete eenvoudig 'n dier gevat, hulle die dier gaan offer daar by die tempel, en as hulle klaar die dier geoffer het hulle weggegaan, teruggekeer na hulle ou lewe toe, maar weer aangegaan totdat hulle weer op 'n stadium maar weer 'n dier moes gaan offer het. In die tussentyd kon hulle eintlik maar min of meer aangaan met hulle gewone lewe. Maar dis mos onmoontlik as jy jouself as offer aan die Here gee. Jy kan tog nie een oomblik sê, ek gee my lewe as 'n offer aan die Here, en die volgende oomblik maar net weer aangaan op jou ou manier van dinge doen nie. Daar moes 'n metamorfose plaasgevind in jou lewe. Dis wat Paulus hier sê. Jy het mos verander, jy het innerlik verander, jy het innerlik nuut geword. En daarom lewe jy as hierdie nuwe mens. As jy jouself as 'n offer aan die Here gee, soos wat Paulus hier vir ons sê ons moet doen, dan slaan jou lewe 'n nuwe koers in. Dan plaas ek myself eintlik op die altaar. Dis nie meer die dier wat ek offer nie, dis myself wat ek aan die Here offer. Vir die Here sê, hier is ek, gebruik my soos wat U wil. En dan gee ek alles vir die Here. Dan gee ek my tyd vir die Here. Dan gee ek my persoonlike gerief vir die Here. Dit kan ook beteken dat jy 'n sosiale vriendekring gaan opoffer vir hom. Dan gee ek my geld en my besittings vir die Here. Ek offer dit alles op. Daai bekende lied 308 vers 4, dat ons partykeer sing, neem my goud en silwer, Heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Dis wat ons eintlik doen as ons sê dat ons onsself aan die Here offer. Die goeie nuus is dat dit nie 'n onmoontlike opdrag is, wat amper soos 'n swaard hier oor ons hang, en wat Paulus net vir ons sê, jy moet sorg dat jy jouself opoffer, en jy weet, dis so moeilik nie. Want Paulus wil nie eintlik vir ons sê, jy moet jouself opoffer nie. Romeine 12 vers 2 sê dat ons moet toelaat dat God ons verander.
Laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak, sê vers 2. God wil natuurlik hê dat ons moet verander. Moenie dink dat dit nie belangrik is nie. Hy wil hê dat ons moet verander. Hy wil hê dat daar 'n metamorfose in ons lewe sal plaasvind. Maar die Here weet ook, ek gaan dit nie uit myself uit regkry nie. Ek is nie in staat daartoe nie. Daarom kom die Here en hy bied aan om dit namens ons te doen. So al wat hy eintlik vir ons vra is, laat toe dat God julle verander. Dis ons verantwoordelikheid om vir die Here te sê, ek laat toe dat U my verander. Nou wat behels hierdie nuwe manier van lewe? Paulus het in baie van sy briewe het hy lang lyste van sondes gemaak, Efesiërs byvoorbeeld, 1 Korintiërs ook, het hy sulke lyste van sondes gemaak, goeders wat hy gesê het 'n gelowige moet vermy. Maar hier in Romeine 12 gaan dit meer positief. Dit gaan eintlik hier oor hoe die gelowige binne die gemeente opset teenoor mekaar moet optree. Begin daar in vers 6. Ons elkeen het verskillende hemelse genadegeskenke ontvang. In sy goedheid het die Here dit verniet aan ons gegee. En elkeen van ons, maak nie saak hoe oud of hoe jonk jy is nie, as jy 'n kind van die Here is, as jy lidmaat is van die kerk van die Here Jesus, dan weet ons het 'n gawe van God ontvang. Hy het vir ons iets gegee wat ons kan gebruik binne die gemeente en op so 'n manier dat dit tot voordeel sal wees vir almal in die gemeente. En daarom mag ons nie onsself terugtrek en sê ek is onbelangrik in hierdie gemeente nie. Ek het nie eintlik iets om te doen in hierdie gemeente nie. Die Here het eintlik nie vir my regtige gawe gegee wat ek kan gebruik nie. Ek gaan maar liewers op my eie sit en die gemeente kan maar aangaan sonder my. Die Bybel weet nie van so iets nie. Dis nie hoe God werk in sy gemeente nie. Want wat die Here hier sê is, jy is vir hom belangrik. Elkeen. Jy is vir hom belangrik. En God het aan jou 'n spesifieke gawe gegee wat jy moet gebruik tot voordeel en tot nut van die gemeente. God wil jou gebruik op een of ander manier binne sy geloofsgemeenskap. In vers 5 staan, ons is almal saam Christus se een liggaam hier op aarde. Ons elkeen is ledemate van hierdie liggaam. Ons het mekaar nodig. Geliefdes, ek wens so dat mense wat wie se gesigte ons nooit in die kerk sien nie, en ek weet daar's 'n groot groep wat eintlik maar dink dat kerk toe gaan nie belangrik is nie. Ek wens so dat hulle net hierdie boodskap kan hoor, net hierdie een boodskap kan hoor. Jy is vir God belangrik. God het jou nodig. Ons in die gemeente het mekaar nodig. Hulle het ons nodig. Want ons het almal mekaar nodig. Binne die liggaam van Christus, dink ek het ons met twee groot probleme te doen. Somstyds kry jy binne 'n gemeente 'n persoon wat eintlik baie meer van hom of haarself dink as wat hulle behoort te doen. En Paulus waarsku ons daarteen. Hy sê moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te doen nie. Maar daar's mense wat verskriklik baie van hulle self dink, wat so baie van hulle self dink dat hulle eintlik dink ons het nie die ander mense nodig nie. Ek sal sommer alles doen. Ek sal alles oorneem. Ek sal praat wat daar gepraat moet word. Ek sal hierdie hele gemeente beheer. Dis baie keer mense wat een of ander saak goed kan verdedig. Wat in staat is om 'n groot groep mense saam met hulle op loop te neem. Eintlik dalk selfs 'n hele gemeente te swaai. Maar weet julle, uiteindelik dra so 'n persoon die dood met hulle saam. Want God wil nie hê dat een persoon so belangrik sal wees dat hulle naderhand die hele gemeente regeer nie. Nie die leraar nie, nie 'n ouderling nie,
Nie 'n ander lidmaat nie. Hoekom nie? Want wanneer dit gebeur, wanneer een persoon so belangrik raak, dan begin ons ander terugsit. En ons ander sê, want dan hoef ons niks te doen nie. Daai persoon kan ons alles doen. En ons hoef niks te doen nie. En die Here sê, dit is nie hoe dit werk in die gemeente nie. Want elkeen moet deel wees van die gemeente, en elkeen het 'n taak om te verrig in die gemeente. Maar dan kry ons ook aan die ander kant, dis die ander probleem, 'n groot groep mense wat sê, ag wat, ek het nie eintlik 'n rol te speel in hierdie gemeente nie. Ek hoef nie daar te wees nie, ek hoef nie tussen die gemeentelede te wees nie, ek hoef niks eintlik te doen om iets by te dra in die gemeente nie, want eintlik is ek onbelangrik. Hulle glo nie regtig dat hulle 'n gawe van die Here ontvang het nie, en daarom verkies hulle om eerder op die agtergrond te bly. Hulle verstaan nie dat Paulus hier sê, elke gelowige is met een of meer gawes toegerus, waarmee ons die ander moet dien nie. En daarom kom Paulus nou hier in vers 6 tot 8, en hy roep elke gelowige op, om hom of haarself in diens te stel van die gemeente. En dit is my opvallend, as ek na Romeine 12 kyk, en ek vergelyk dit met 1 Korintiërs 12, 1 Korintiërs 12 is die ander groot hoofstuk, wat gaan oor die gawes van die Gees, dat in 1 Korintiërs 12 word al hierdie groot gawes genoem, die skouspelagtige goeders, om te genees, om wonders te doen, om in tale te praat, om duiwels uit te dryf, al daai ander gawes, wat amper sulke skouspelagtige goed is, word daar genoem. Maar hier in Romeine 12 praat Paulus oor diens. Dit is die klem wat hy hierop lê. Ons moet mense bemoedig, ons moet mense help, ons moet gee waar dit nodig is. Vers 7 en 8, as dit is om ander te dien, dan moet ons hulle dien met alles in ons. As dit is om ander te leer wat God sê, dan moet ons uitblink in onderrig. As dit is om ander te bemoedig in hulle geloof, dan moet ons uitblink in bemoediging. As dit is om weg te gee, dan moet ons uitblink in vrygewigheid. Leiers wat ander mense help, moet dit doen met groot toewyding. Diegene wat hulle ontferm oor ander mense, moet dit doen met groot blydskap. En wat Paulus dan hier doen, is om vir ons te motiveer, om onsself doelbewus daarop in te stel, om vir ander mense in die gemeente tot diens te wees. Dit is presies wat dit beteken, as ek my lewe as 'n offer gee. Hoe kan ek vir God en vir mense tot diens wees? Ek weet daar is nog baie mense wat glo dat die kerk eintlik daar is om hulle te dien. Ons en ons behoeftes, dit staan voorop, dis waaroor dit gaan. Mense loop uit die kerk uit, want hulle sê die kerk het nog nie genoeg gedoen vir my nie, daar is vir my geen voordeel om in die kerk te wees nie. En daarom loop ek uit die kerk uit. Dit gebeur. Paulus sien dit heeltemal anders. Paulus sê dat ons so op mekaar ingestel moet wees, dat ons in die eerste plek moet vra, as ek vir jou sien, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou help? Wat is daar wat jy nodig het van my? Hoe kan ek jou help in jou geloofslewe? Hoe kan ek vir jou help as mens? En hoe meer ons toelaat dat God ons denke vernuwe, hoe meer raak ons ingestel op ons medebroers en susters. En hoe meer begin godsdiens vir ons sin maak. Want nou gaan dit nie meer oor myself nie. Dit gaan nie meer oor wat ek uit die kerk uit kan kry en wat ander mense vir my kan doen nie. Nou gaan dit oor, hoe wil God my gebruik? Wat kan God deur my doen om in hierdie gemeente 'n verskil te maak? Om in ons gemeenskap 'n verskil te maak? Hoe kan God my gebruik
om eer en lof aan hom en aan sy koninkryk toe te bring. Broer en suster, ons leef in 'n wêreld wat toenemend op haarself ingestel is. Ek dink nie enige iemand kan dit ontken nie. Selfsug en 'n begeerte na mag en na geld. Dit is wat die wêreld definieer. En dan tussen al hierdie geraas van die wêreld, dan hoor ek die stem van die Here Jesus, wat vir my en vir jou roep, om radikaal anders te wees. Die Here Jesus wat ons roep, om mekaar te dien. En ek kon nie anders, toe ek besig was met my voorbereiding, om myself die vraag af te vra, hoe gaan 'n gemeente lyk, wat regtig erns maak, met dit wat die Here van ons vra nie? Trouwens, hoe gaan 'n wêreld lyk, waar die hele kerk van die Here Jesus erns maak, met wat hy wil doen nie? Amen. Here, dankie dat U vir ons so belangrik ag, dat U vir ons gawes gee, wat ons in die gemeente kan gebruik, dat U vir ons in staat stel om vir mekaar tot diens te wees, dat U vir ons in staat stel om mekaar op te bou in die geloof. Maar Here, ons sien so dikwels 'n kerk wat ook maar selfsugtig is, 'n kerk wat ook maar net ingestel is op hulle eie behoeftes. Vergewe ons daarvoor. Vergewe ons, Here, dat ons nog nie is waar U ons wil hê nie. Maar ons bid vandag, verander ons denke, maak ons nuut van binne af, laat daar 'n metamorfose plaasvind in ons lewens, en plaas ons op 'n nuwe koers, waar U die begin en die einde is van ons geloof. Ons kom vra dit van U, Here, in die naam van ons Verlosser Jesus Christus. Amen.